Dankie Hemelse Vader dat ons nou ook die voorreg kan hê om by U voete te kom sit. Here, dankie vir die voorreg dat ons ook vanoggend saam met medegelowiges tot rus kan kom in U teenwoordigheid. Here, ons leef in so 'n gejaagde wêreld met so baie goed wat ons aandag vereis en ons aandag verg. Dankie dat ons vanoggend net vir 'n oombliekie kan stil wees in U teenwoordigheid. Ons vanoggend U teenwoordigheid kan beleef en kan ervaar. Here, help ons dat ons sal beleef dat U die een is wat hier by ons kom sit. En dat ons soos kinders by U voete kan sit en kan hoor wat dit is wat U graag vir ons wil kom sê, wat U graag vir ons wil kom leer. Mag ons lofsange U verheerlik. U wat die enigste ware, die Skepper God is. Amen. Ek gaan van ons saam lees daai 2 Timoteus hoofstuk 2 uit. En ek gaan daar lees vanaf die 1ste tot en met die 13de vers. Miskien dalk net so 'n bietjie agtergrond gee terwyl jy soek. Timoteus, Paulus was vir Timoteus 'n mentor. Timoteus nog 'n jong man aan wie Paulus skryf, en dan het Paulus vir Timoteus daar by die gemeente van Efese gelos en met die opdrag dat Timoteus nou seker 'n klomp goed moet doen en 'n moet plek moet kry en moet help dat daai gemeente in Efese kan groei. En daarom moet ons almal mooi luister, maar daarom moet julle jong mense, die tieners wat vanoggend in die diens is, mooi luister. Want onthou, hierdie is nou geskryf juis aan 'n jong man. Dit kon net sowel aan 'n jong vrou geskryf gewees het. En luister dan, hoor dan wat die Here deur Paulus vir Timoteus kom sê. Want op 'n dag is Paulus maar net ook 'n instrument in God se hand. En kom dra hy dit wat die Here op sy hart druk oor aan 'n jong Timoteus om hom ook 'n klomp goed te leer. Maar kom ons hoor wat sê hierdie gedeelte dan ook vanoggend vir ons. Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontberinge soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel. Bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'n Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeye soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. En as ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Ek lees vir ons tot sover. Laas naweek het ons Paasnaweek herdenk, Paasnaweek gevier, reg deur die land oral.
Die feit dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, maar dat hy begrawe is en dat hy ook uit die dood uit opgestaan het, dat die kruis en die graf leeg is. Dit het ons laas naweek herdenk. En dit is so wonderlik vir my as ek met mense praat en ek hoor by ander predikante dat van die klein plattelandse gemeentes wat daar maar eil sit op 'n Sondag, dat die kerke redelik vol gesit het oor Paasnaweek. Hier by ons ook, dat hier baie mense was en ook 'n klomp besoekers was wat die diens bygewoon het. Want natuurlik, Paasnaweek is een van die belangrikste hoogtepunte van ons as gelowiges se lewe, soos wat ons laas week vir mekaar gesê het, as daar nie 'n opstanding was nie, dan het ons geloof eintlik nie sin gemaak nie. Dan was ons verniet wat ons hier op 'n Sondag by mekaar gekom het. Maar nou is die belangrike vraag, wat nou? Ons het wonderlik die opstanding herdenk en Jesus wat vir ons gesterf het en die dood oorwin het en die sonde oorwin het. Maar wat nou verder? Want die hartseer is dat ons baie keer beleef dat gelowiges baie keer so leef van hoogtepunt na hoogtepunt. Dit was nou Paasnaweek, so 'n klomp mense het gevoel, hulle moet weer slag in die kerk kom en kerk bywoon. En nou gebeur die lewe weer en ons raak besig en daar's soveel goed wat ons aandag en ons tyd in beslag neem. En voor ons is ook kan uitvee, dan is die opstanding eintlik in die verlede. Dan het dit eintlik geen regte effek op die manier hoe ek leef en aangaan nie. En dan kom Kerstyd nader en dan is dit Kersdag en dan kom ek weer kerk toe en dan sit ek die kerk vol want dit is weer 'n geestelike hoogtepunt. En dan begin ek weer werk in die werkskop in en dan vergeet ek as te ware so 'n bietjie van die lewe. Dis die gevaar van wat maklik met ons kan gebeur. En daarom is dit belangrik dat ons erns sal maak om te sê, maar ek as gelowige moet my hele lewe lank leef soos wat die Here wil ek moet leef. Ek moenie maar net leef van een geestelike hoogtepunt te punt na die volgende geestelike hoogtepunt. Ek moet nie leef van net op Sondag leef ek my geloof uit en dan volgende Sondag leef ek weer my geloof uit en volgende Sondag nie. Ons moet so leef dat die Here die heeltyd in jou lewe sigbaar is. En daarom julle ook wat hier sit, julle tieners, julle jong mense moet mooi gaan dink daaroor oor jou eie lewe. Hoe lyk my lewe? Hoe lyk my lewe wanneer ek daar by die skool is, tussen my maats is, tussen my pelle is? Wanneer ek daar op die sportveld is? Leef ek my geloof uit of leef ek net van een geestelike hoogtepunt na die volgende een? Jakobus skryf so mooi vir ons daar in Jakobus 2 vers 26, dan sê hy, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Dit wat ons gevier het, dit wat ons laas naweek herdenk het, moet iets in jou lewe doen, dit moet jou lewe verander. Dat ek begin anderster leef, anderster begin optree. Ek dink een van die probleme is dat ons baie maklik Jesus aanvaar as ons verlosser. Ons aanvaar baie maklik dat Jesus my verlosser is. Maar ons vergeet wat saam met dit gaan is, dat as ek Jesus as my verlosser aanvaar ek hom ook as die Here van my lewe. En as Here van die lewe beteken dit, dat hy my lewe begin bepaal hoe ek leef, hoe ek optree. En ek dink daarmee sukkel ons. Want ons hou daarvan om eintlik die Here van my eie lewe te wees. Dit is vir my lekker om self te kan besluit, self te kan bepaal hoe ek leef en hoe ek optree. Maar die Bybel is baie duidelik daaroor. Ek kan nie maar net Jesus as verlosser aanvaar, maar ek wil hom nie ook as Here aanvaar nie. Want dan verstaan ek die proses van om Jesus as verlosser te aanvaar nie heeltemal reg nie. Ons sien Paulus skryf hierso grond van wat die Here op sy hart lê aan Timoteus. Timoteus is 'n jong man. Ons weet sy ouma en ma het 'n groot rol gespeel in sy opvoeding. Hy het 'n Griekse pa gehad, maar 'n Joodse ma.
en natuurlik 'n Joodse ouma en hulle het hom baie van God geleer, sy ouma en sy ma, en 'n pad met hom gestap. En dan sien ons dan neem Paulus eintlik hom so 'n bietjie onder sy vlerk en dan word Paulus sy geestelike pa vir hom. Want onthou sy pa was 'n Griek gewees. En dan skryf hy aan hom hierdie klomp goed. Klomp goed wat vandag net so relevant is vir elkeen van ons. En daarom moet ons mooi daarna gaan luister. Want ons leef in 'n wêreld met so baie invloede, veral julle wat tieners is. Daar's so baie invloede wat in jou lewe inspeel. Dis YouTube en is TikTok en is Instagram en is WhatsApps en wat nie nog alles nie. En alles het 'n invloed op jou lewe. En sonder dat ons dit agterkom, raak ons baie maklik verslaaf aan sosiale media. Raak sosiale media baie keer belangriker in my lewe as wat God in my lewe is. En daarom nou my opmerking dat ek bly is oor die besluit wat een van die hoërskole in Nelspruit geneem het. Want dit help dat ons net weer so 'n bietjie kan herbesin en kan besef dat hierdie goed baie keer onbewustelik te belangrik in my lewe begin raak en maak dat ek vergeet van die Here. Dit maak dat ek vergeet om voluit vir die Here te leef soos wat hy wil hê ek moet leef. Dan begin hierdie gedeelte met vir ons baie mooi te sê, maar hoe kry ons dit reg? En dan sê hierdie gedeelte vir ons, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Uit genade uit het Jesus Christus vir my die sonde oorwin, het hy vir my die dood oorwin. Ek dink baie keer die fout wat ons maak is, ons probeer te veel uit ons eie krag uit dit regkry. En wanneer jy uit jou eie krag uit gaan probeer dit regkry, om vir die Here te leef, en nie toe te laat al hierdie ander invloede jou wegtrek van die Here af nie, maak dat jy nie leef soos jy moet leef nie, dan gaan jy val, want ons kan nie uit ons eie krag dit uit regkry nie. Ons moet die krag wat die Here, wat hierdie gedeelte vir ons sê, die Here gee vir ons die krag deur Jesus Christus, daai opstandingskrag, wat ook in my en jou teenwoordig is. Daai moet ek leef, ek moet daai krag gebruik, om nie toe te laat al hierdie goed wat so onbewustelik baie keer, my fokus van God af wegtrek, dat ek kan weerstand daar teen bied nie. As jy al vir jou ma en pa dalk die woorde gebruik het, maar almal doen dit, of almal maak so, dan beteken dit dalk, het jy ook meegesleer geraak met die stroom van hierdie wêreld. Want is baie keer, ek sê nie is in elke geval so nie, maar is baie keer die wêreld se stroom wat ons meesleer en dan maak dat ons die woorde gebruik, maar almal maak so, of almal doen dit. Want jy moet nie wees soos almal nie. Jy moet leef en wees soos wat die Here wil hê, jy moet leef en moet wees. Maar die krag lê by die Here. Die krag lê nie in jou slim wees, jou mooi lyk, jou gewild wees of jou ryk wees nie. Dis wat die wêreld vir ons wil kom sê, né? Die wêreld sê vir jou daar by die skool, as jy populêr is, dan is jy die een wat die krag en die mag het, né? Dan is jy die sterk ene, né? Of as jy die slim ene is of die mooi ene is. Die wêreld kom sê vir ons as ons ryk is en baie besittings het en status het, dan is ons die ouens met die mag en die krag. En dan probeer jy baie keer daaruit leef. Die Bybel kom sê nee. Ons moet leef soos wat die Here wil hê ons moet leef, vanuit sy krag uit. Dink 'n maklike beeld om vir julle te gebruik is soos 'n selfoon. 'n Selfoon help jou net solank as wat sy battery krag in het. Maar op 'n stadium raak daai battery pap. En op 'n stadium moet jy daai selfoon iewers inprop by 'n eksterne kragbron om weer vir hom krag te gee. En so is ek en jy ook. Ons dink baie keer maar ek het die krag en ek kan dit my eie reg kry, maar ons is maar soos 'n selfoon wat éventueel jou geestelike battery pap word. En dan moet jy weer by die Here ingeprop wees deur tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, sodat die Here jou kan herlaai.
sodat jy weer die krag kan hê om voluit vir hom te leef, weerstand te kan bied teen alles wat jou aandag aftrek. En dis baie keer die fout wat ons maak. Ek weet nie of julle dit agterkom nie, ek is seker julle doen. Maar as ek 'n baie besige dag gehad het met baie telefoonoproepe en baie boodskappe wat ek moet stuur, dan raak my selfoon baie vinniger pap. So hoe besiger ek op my foon is, hoe meer gereeld moet ek hom eintlik inprop. Hoe langer moet ek hom inprop. Selfs is waar van my en jou. Hoe besiger my dag is, hoe meer goed ek aan aandag moet gee, hoe meer en langer moet ek eintlik by die Here ingeprop wees. Maar nou doen ons dit baie keer andersom, né? As my dag vreeslik besig en as baie goed wat voor lê, dan spandeer ek afskeeptyd saam met die Here, want my dag is so besig, ek het nie tyd om tyd saam met die Here te spandeer. En dan wonder ons hoekom ons sukkel en swaar kry baie keer, né? En sukkel om deur die dag te kom. Hoe besiger my dag is eintlik, hoe meer tyd moet ek met die Here spandeer. En dit moet julle mooi hoor, julle jong mense ook. Hoor mooi. As jy weer is 'n besige dag, staan dan eerder bietjie vroeër op en spandeer meer tyd met die Here. Sodat jy hom krag kan kry vir daai dag wat voor lê. En dan is dit eintlik so mooi wat die voorbeeld is wat Paulus vir ons as volwassenes stel. Want wat doen hy? Hy het Timoteus so 'n bietjie onder sy vlerk ingeneem. Timoteus help hy leer hom van die lewe en van die Here. En dis wat die Here van my en jou verwag. Timoteus was nie Paulus se eie kind nie. Hy kon maklik gegaan en gesê, maar dis nie eintlik my kind nie. Maar as ons gaan kyk in die Bybel, dan sien ons Paulus het iets gesnap omdat die Here dit op sy hart gelê het. En hy het 'n klomp jong manne onder hom gehad wat hy geleer het, opgelei het, sodat hulle die volgende geslag geestelike leiers kan wees. En dis wat die Here van my en jou ook vra as volwassenes. Spandeer ons tyd om ook jong mense te leer van die Here. Spandeer ons tyd om ook vir die Here 'n impak in hulle lewens te maak, want dis wat die Here ook vir my en jou voorroep. Op 'n geestelike vlak 'n impak in jong mense se lewens te maak. Maar nou nog belangriker, as ons daar lees, wat sê hy vir Timoteus? Hy moet ander ouens leer wat weer ander kan leer. So dit vat dit 'n stappie verder. Ons moet nie net ons kinders leer van die Here nie, of ander kinders nie. Ons moet hulle ook bekwaam maak om weer ander te kan bekwaam maak, sodat die evangelie kan versprei. Dis een ding om jou kind van die Here te leer, en dis reg en dit moet gebeur, maar is 'n ander ding om die tree verder te vat, om hulle te bemagtig, om te sê, maar jy moet ook nou weer uitgaan, en ander van die Here gaan leer. Ek het jou geleer, jy moet nou weer ander gaan vertel van die Here. Want dit is graag wat die Here wil hê, wat moet plaasvind. En dan is die 3 beelde wat gebruik word vanuit hulle leefwêreld, wat maklike beelde is. Maar Paulus begin, en dan sê hy eers, maar hy het 'n klomp ontberings beleef. Paulus sê, maar ons moet onthou, dat dit nie altyd maklik is, om die Here te dien en te volg nie. En hy praat uit eie persoonlike ervaring uit. Gaan blaai maar net weer 'n slag daar deur die boek Handelinge, en sien wat so ontberings hy deurgemaak het vir die evangelie. So hy weet, en hy smeer nie die jong mense heuning om die mond nie. Hy sê vir hulle, en dis hoekom julle ook moet hoor, julle wat op skool is. Dis nie altyd maklik om die Here te dien nie. Dis nie altyd maklik om jou geloof uit te leef nie. Soms is dit moeilik, soms beleef jy ontberings. Ons ontberings lyk dalk anderster as wat Paulus in gelyk het. Maar ek en jy het ook bepaalde ontberings wat ons deurmaak. Maar ons moet bereid wees om dit vir die Here te doen. En wanneer hy dit dan sê, dan gebruik hy 3 beelde. Dan gebruik hy eerstens die beeld van 'n soldaat. Dan sê hy maar 'n soldaat, moet gefokus wees. En nou sal julle weet, die wat hier so sit, wat iewerster in jou lewe al in die weermag was. Jy word opgelei, jy word geleer, en jy moet as 'n eenheid saamwerk. Soldaat is selde heeltemal op sy eie. Soldate moet as 'n eenheid funksioneer. Soldate moet gefokus wees. As jy as soldaat toelaat
dat jou aandag deur klein goedjies afgetrek word, dan gaan jy nie jou doel kan bereik nie. Jy moet gefokus wees. Gefokus op die bevelvoerder en nou gesê die opdragte uitvoer. Dan is dit iets van dit wat ons hierso hoor wat die Here vir my en vir jou wil kom sê. Ek en jy moet nie toelaat dat die wêreldse goed ons aandag so aftrek dat ons nie op God gefokus kan kry. En daar is so baie goed wat ons aandag baie keer aftrek. Ons fokus wegvat van God af. Sê nie hierdie ander goed is noodwendig nie belangrik nie. Dit sê maar God moet die nommer 1 prioriteit in jou lewe wees. En soos 'n soldaat moet jy gefokus wees om te sê, maar my eerste prioriteit is om te hoor wat wil God hê in my lewe. Hoe wil God hê moet ek leef? Daarom dat ons in die Bybel ook lees daar in Efesiërs 6 vers 11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listigheid van die duiwel. Want as jy nie gaan gefokus wees nie op die Here nie, dan gaan die duiwel jou begin afrokkel. Dan gaan die duiwel allerlei goed gebruik om jou weg te trek van die Here af. Dan gebruik hy 'n volgende beeld, die beeld van 'n atleet. Dis juis hierdie naweek die 2 Oceans. En die van julle wat hierso sit wat atlete is, sal kan beamoen. Jy staan net 2 of 3 weke voor die 2 Oceans op of voor die Comrades op en sê, maar ek dink ek sal is om te gaan hardloop nie. Jy moet lank genoeg voor die tyd die besluit neem. Jy moet die keuse maak. Jy moet oefen. Jy is vol sorg dat jy die regte dieet volg, dat jy genoeg 'n oefenprogram volg, sodat jy aan hierdie wedloop kan deelneem. In die proses ontsê jy jouself ook 'n paar goed, selfs soos met 'n soldaat. Jy moet jou sekere goed ontsê en sê, maar hierdie goed is nie goed vir my nie, so daarom ontsê ek myself bepaalde goed. Selfs waar vir my en jou as gelowiges. Bybel kom sê vir ons, ek en jy is in 'n geestelike wedloop hier op aarde. En as ek wil voluit aan hierdie geestelike wedloop wil deelneem, as ek die wenstreep wil haal, dan staan nie, dan moet ek ook by die reëls hou. Daar's nie kort paaie om by die hemel uit te kom nie. Net so as jy die 2 Oceans wil gaan hardloop of wat ook al, dan moet jy dit ook binne die reëls doen. Behalwe dat jy voorberei is en jy in reg eet, bly jy binne die reëls. Anders word jy gediskwalifiseer. En nou lees ons hier dieselfde. So jong mense, daar's nie 'n kort pad nie. Daar's nie een of ander kort pad hemel toe nie. Jy moet leef aan die hand van God se reëls. Die reëls wat God vir ons daar gestel het. En deel daarvan is om te sorg dat jy ook geestelik die regte dieet het. 'n Klompie jare terug het ek daaroor gepreek, so ek wil nie nou te veel daarby stil staan nie. Maar mens kry 'n geestelike dieet ook. Wat laat jy toe wat in jou liggaam inkom wat jou geestelike lewe beïnvloed? As jy net heeltyd gaan ongesonde kos eet fisies, gaan jy naand al hoe meer ongesond raak. Selfs is geestelik waar. Waaraan stel jy jouself geestelik bloot? Waarna kyk jy as jy op jou foon mee besig is? Wat se goed sien jy, want dit beïnvloed jou geestelike lewe? Hoe lyk jou vriende waarmee jy bevriend is? Want hulle het 'n invloed op jou geestelike lewe. Daarom is dit belangrik om te kyk hoe ek leef. Hebreërs 12 vers 1 sê, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. En dis wat die Here vir ons vra, dis met volharding sal hardloop. En dan die derde beeld wat gebruik word, is die beeld van 'n boer. 'n Boer kan nie maar net op die stoep gaan sit en glo sy gewasse alles gaan regloop nie, en hy gaan 'n oes hê nie. 'n Boer moet die grond bewerk en die grond gereed kry. Dan moet hy die regte gewasse plant.
As hy die gewasse plant, moet hy sorg dat hy soos wat die gewasse opgroei, dat hy genoeg kunsmis water, die regte kunsmis gee, sodat dit, wat ook al hy geplant het, die regte of voldoende vrug kan dra. As hy nie aandag daaraan gaan skenk nie, dan gaan daai gewas nie goeie, gesonde, effektiewe vrugte dra nie. Dieselfde waar van my en jou. Die Here roep ons om vrug te dra, 'n verskil te maak. Maar ek en jy kan net vrug dra wanneer ek intentioneel, soos 'n goeie boer, aandag gee aan my wingerd. Deur tyd saam met die Here te spandeer, deur te bid, deur die woord van die Here te bestudeer, met ander oor die Here te gesels, saam met hulle te gesels oor die Here. En dan intentioneel te kies om my geloof uit te leef, sensitief te wees vir die leiding van die Gees oor waar en hoe wil die Here hê moet ek my geloof gaan uitleef. En daarom ook, maak nie saak hoe jonk jy is nie. Ook daar by die skool wil die Here hê jy moet jou geloof uitleef. Ook daar by die skool wil die Here hê moet jy gaan vrug dra vir hom, by die skool, universiteit, by jou werk, tussen jou vriendekring, waar ook al. Roep die Here jou om vrug te dra. Maar natuurlik kan jy dit net reg kry as jy naby Jesus leef, in 'n verhouding met hom leef. Johannes 15 vers 5 sê Jesus die volgende woorde: Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En natuurlik help die Heilige Gees ons daarmee. Galasiërs 5 wat gaan oor die vrug van die Gees. En Galasiërs 5 vers 25 sê, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. So jy moet so leef, waar ook al jy is, of jy by die skool is, op die sportveld is, saam met jou pelle kuier, waar jy ook al is, moet jy so leef, wat ander kan sien, maar God se Gees bepaal jou gedrag. God se Gees bepaal hoe jy gaan optree, en hoe jy gaan leef. En ons kan dit net reg kry, as ons in 'n verhouding met God leef. Wanneer ons nie van een hoogtepunt na die volgende hoogtepunt leef nie. En dan staan dit, dan sien ons al word dat duidelik verwys, hier ook in hierdie teks weer, word Jesus se kruisiging en sy opstanding in herinnering geroep. Dit sê maar, dis die Jesus aan wie ons moet vashou. Die opgestaane Here. Die Here aan wie alle mag en alle krag behoort. Maar die kern is 'n verhouding, en julle jong mense moet dit baie mooi ook vanoggend hoor. Die kern van geloof is nie 'n klomp reëls of 'n klomp tradisie nie. Dis juis die fout wat die Fariseërs gemaak het, en dis juis hoekom Jesus so baie koppe met hulle in die skrifgeleerdes gestamp het. Hoekom? Want hulle geloof was vir hulle 'n klomp reëls en tradisie gewees. Maar die lewende Here vra vir my en jou, en sê vir my en jou, geloof is 'n verhouding. Dis 'n verhouding waarin ek staan, waarin ek leef met God. En natuurlik, ja, in enige verhouding geld daar reëls. Maar ons geloof is nie gelyk aan reëls en tradisie nie. Ons geloof is gelyk aan 'n verhouding. Ek en jy in 'n ware verhouding moet staan met die opgestane Here. Elke dag van ons lewe. Nie maar van een geestelike hoogtepunt na 'n ander, van een Sondag na die volgende Sondag nie. Maar elke dag, oral waar ek gaan, alles waarmee ek op die ou dag besig is. En ja, ons sukkel daarmee. Ons kry dit nie altyd reg nie. Ook ons as volwassenes, soos eerlik met onsself is, faal elke nou en dan. Sê iets wat ek nie moes sê nie, doen iets wat ek dalk nie moes doen nie. Maar die wonderlike is dat hierdie gedeelte ons gelees het, afsluit met die woorde, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Die Here se liefde vir my en jou, die Here se daar wees vir my en jou, sy getrouheid teenoor my en jou hang nie af van wie ek is nie.
Dit word bepaal deur wie God is. God is liefde. God is getrou. En daarom bly hy aan my en jou getrou. Bly hy aan my en jou verbind. Bly hy lief vir my en jou. Al faal ons soms, al sukkel ons soms. Maar onthou, as jy effektief vir die Here wil leef, moet jy ingeprop wees by die Here. Anderster word jy soos 'n selfoon wat se battery pap raak en naand nie meer kan funksioneer nie, want jy kry nie jou krag by die Here nie. So kom ons kies as gemeente om sterk te wees en ons krag in Jesus Christus te vind, sy opstandingskrag in ons te laat leef. Kom ons gaan leef as soldaat en atleet en as boer vir die Here. En kom ons vergeet nie wat Jesus Christus vir my en jou aan die kruis gedoen het nie. Kom ons sit net so, dan bid ek vir ons saam. Dankie Hemelse Vader vir u liefde en genade. Dankie Here dat u ons almal roep om u getuies in hierdie lewe te wees. En dankie dat ons kan sien in die lewe van Timoteus dat ons nooit te jonk is om vir u te werk nie. Nooit te jonk is om vir u te leef nie. U roep ons almal om vir u te leef. Maar help ons dat ons krag by u sal vind, krag sal kry in ons verhouding met u. Gee dat ons nie gelowiges sal wees wat maar net so van een hoogtepunt tot die ander hoogtepunt leef en tussenin maar net weer terugval in ons ou manier van leef nie. Maar ons sal toelaat dat u, Here Jesus, deur die Gees wat in ons woon, ons lewens sal al hoe meer vernuwe, verander, dat ons al hoe meer sal kan leef soos wat u wil hê ons moet leef. Dat ons lewens al hoe meer sal lyk soos dit wat u in ons reeds ingeskaap het. Dat ons volle potensiaal sal kan bereik en sal kan gaan uitleef. Ja Here, ons weet dit is nie altyd maklik nie. Ons sien dit ook in die gelowiges in die Bybelse lewens, soos Paulus en Timoteus en ander, dat dit soms uitdagend was om u naam te gaan uitleef. Maar dankie dat ons sien dat u hulle nooit in die steek gelaat het, dat jy altyd daar was vir hulle, en dat u hulle ook deur elke ontbering deurgedra het. Wanneer hulle op u vertrou het, hulle krag by u gekry. Daarom help ons dat ons nie sal terugdeins vir ontberings nie. Help ons dat ons u die Here van ons lewe sal maak, nie net die verlosser van ons nie, maar ook die Here wat bepaal hoe ek leef elke dag. Help dat ek myself sal kruisig en saam met u sal opstaan, sodat ek voluit vir u kan leef in hierdie wêreld. Here, help dat ons betyds sal raak sien as daar goed is wat ons aandag wegtrek van u af, wat maak dat ons nie voluit op u kan fokus nie. Here, seën ons en help dat ons tot seën vir ander sal wees. Ons vra dit in u naam alleen. Amen. Ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.